Voorsitter, wanneer die lewe verkeerde draai maak en jy's nol en klou in sy kaak, om probleme te knie, het jy altyd 'n keuse van 3. Dit kan jou definieer. Dit kan jou kelder of Dit kan jou sterk maak. Haai Shaal, lyk my ons is voels van die reservere. Ek het ook tog een. Ag, van wanneer af is julle sulke bakvisies? toe ons agtergekom het, julle is regte Potterbilletjies. Dames en here, en aard jy na Nathan, wat in my klas was. Ek dink sy toekoms was gekelder. Wat by die huis aankom met die goeie nuus, dat sy pa nie volgende jaar nuwe skoolboeke te koop nie. Hy sal sommer hierdie jaar se boeke weer gebruik. Dis nou wat gaan gebeur as jy laat struikelblokke, of is dit nou luiheid, jou potjie? Ek stem, was dit my pa, was ek nol en klou in sy kaak. En glo my, jy wil nie in my pa se kaak of slegte boekies kom nie. Ag, sies tog, Shaal. Ons voel vir jou. Net om in graad 7 te wees is al klare uitdaging. Presies, Emma, maar een ding het ons span vroeg geleer. Struikelblokke is daar om jou sterk te maak. Neem Orison Sweetmarden as voorbeeld, stigter van die suksestydskrif en skrywer van die boek Pushing to the Front. Dames en here, Orison was die sprekende voorbeeld van iemand wie se omstandighede teen hom getel het. Hy was net 7 jaar oud toe sy ouers dood is en hy en sy 2 jonger susters aan hulle lot oorgelaat is. Dis nou wat ek noem 'n uitdaging. Wat bedoel jy? Net, nie dat sissies eintlik alle vroumense nogal uitmergelend kan wees. Shaal, moet jy op ons meisies so pik nie, man. Gee asseblief vir Matthys kans om ons te vertel, hoe het Orison dit gemaak? Orison het self haar boeke begin lees om uit sy armoede te ontsnap. 'n Duidelike bewys dat struikelblokke daar is om jou sterk te maak. Dit hoef jou nie te kelder nie, vriende. Emma gaan ons vertel. Hoe struikelblokke jou definieer? Kari gaan ons help om te verstaan dat dit nie Red Bull is wat jou vlerke gee nie, maar wel. Jou ryke verbeeldingsvlugte. En Shaal gaan praat oor struikelblokke. Wat jou sterk maak. Emma, laat ons oor 'n bietjie tyd oor daai definieer deel. Wat dit ook al beteken. Dankie Matthys. Dames en here, daar is by ons span geen twyfel dat struikelblokke jou nie net sterk maak nie, maar dit definieer jou beslis. Filosoof Alfred Montesquieu het gesê: "Verwag struikelblokke in jou lewe. Maak net seker jy eet dit vir ontbyt." Dit sal ons beslis help om dit vir ontbyt te eet. Dan is jou dag soveel ligter, want dit help jou om bo jou probleme uit te styg. Netwerk 24 het Augustus 24 berig in die artikel: "Wanneer die skoolterrein 'n jagveld word," sê Gili Hofman, 'n geestesvrou, wat deur skole gebruik word om kinders te leer hoe om probleme te hanteer. Hy noem dit geestelike veerkragtigheid, wat kinders tot in die klaskamer help om te presteer. Julle, asseblief, moenie dat my pa van Gili uitvind nie. Goed, ons sal Dames en here, ons weet mos dis jy se probleme of struikelblokke in die lewe wat jy daardie ekstra oomf of veerkragtigheid gee. Beslis. Maar ja, Daarom glo in span 2 dit. Die draai wat die lewe soms gooi, sal jou nie net definieer as 'n deurdrukker en nie 'n tou opgooi nie. En vir dit, vriende, het jy 'n goeie skoot durf en geen vrees nodig nie, want Alles val nie net in jou skoot nie. Jy werk daarvoor. en ek het gedink dis maklik om 'n meisie te kry. Kry vir jou. Jy wou mos sê ons meisies is uitmergelend. in haar nuutste boek, What Looks Like Bravery, sê sielkundige Laurel Breitner: "Die geheim van iemand met uitstaande prestasies het niks te doen met is jy geniaal nie, maar wel dat jy spesiale mengsel van passie en volharding, wat sy durf noem, aangeleer. En durf, vriende, beteken presies wat die woord sê. Jy het baie moed om aan te hou en weer te probeer. En goeie nuus, Durf Shaal kan aangeleer word. Ten spyte van jou IQ. Ag, praat vir jouself. Dan wonder jy hoekom dink ek meisies is uitmergelend. Ag nee, Kari, moet jy ons 2 seuns se borrelbaars. Laurel skaaf my sien, dat ons regtig nie eens die onbekende hoef te vrees nie, want met durf van jou kant, behoort jy jou struikelblokke vir ontbyt op te eet. Kari,
Ons span kan nie wag om te hoor wat jy sonder Red Bull kan aanvang nie. Dankie, Emma. Nou weet ek hoekom die blondine nie bang was toe die dief op haar afgestorm kom met 'n broodmes nie. Want sy is nie ontbyt nie. Nee, Shaal, want sy was nie 'n brood nie. O, natuurlik. Dit was jy wat verbeelding. Of is dit nou 'n verbeeldingsvlug aan jou kan doen? Dames en here, ons span is dit dat elkeen homself die guns moet doen om sy verbeelding rond te gaan loop soos die perde by 'n malle meeuw. Elon Musk sê, as jy 'n maatskappy begin, is dit soos om 'n koek te bak. Jy moet al die bestanddele hê en die resep volg. Voorware man wat sy verbeelding vlerke gegee het. Hy laat man Steve Jobs dink wat gesê het, maak jy die duik in die heelal. Presies my filosofie in die lewe. Dis hoekom ek so goed kan duik om 'n bal in cricket te vang. Shaal, fokus asseblief. Dames en here, net soos ons span, sal Shaal vra. Seker maak dat ons drome die wêreld verander. Op die webblad Success Consciousness sê skrywer en fundie op positiewe denke, Remus Sasson. As jy sukses wil bereik, gebruik asseblief jou verbeelding, want suksesvolle mense het 'n prentjie in hulle kop, hoe om hulle doelwitte te bereik. Uitvindings, geboue, motors. Ja, noem dit. Het met 'n idee begin. Maar Remus sê, dis jou drome wat jou verder neem. Shaal, wat sê jy? Nee, ek's al die pad met julle. Dis hoekom ek mos gaan praat oor wat jy kan doen om sterker aan die ander kant uit te kom, ten spyte van struikelblokke. En dit is Ons moet eerstens seker maak dat elke dag probleme ons nie kelder nie. Want die doel van probleme, dames en here, is om te floreer ten spyte van 'n struikelblok. Sê Dan Cummings, lewensafrigter in sy boek, How to Overcome Problems and Make Progress Instead. Moenie soos Koos maak wat sy swembad leeg getap het, voor hy ingeduik het, omdat hy bang was hy verdrink nie. As jy my vra, het hy beslis nie teruggebons nie, en ook nie nodig gehad om sy kop 2 keer te stamp nie. Hy is bokval toe, omdat sy probleme hom ondergekry het. Wys net vir ons my ware muscle van jou. Dalk oortuig jy ons nou. Ja, toe Shaal, jy's mos 'n bokvispoen. Ag, ten slotte is kreatiwiteit belangrik. David Kaldavie, kreatiwiteitsfundie, sê in die Psychology Today tydskrif in die artikel: bestuur jou gedagtes as kreatiwiteit vir jou saak maak. Februarie 23. Ons word grootgemaak. As jy fouteer, word jy gestraf. Geen ruimte word gelaat vir foute nie. En hierdie kondisionering het die mensdom se verskoning geword, hoekom ons nie wil waag nie. Ons vrees vir mislukking en dit meng in met jou kreatiewe denke. Aan jou af, vriende, ons span sê, Laat staan sulke dinge, laat staan. Dank julle. Ek is so bly julle het ook onder die ingelig is. Julle het ons nou oortuig dat struikelblokke daar is om jou sterk te maak. Daarom, dames en here, durf ons nie dat mislukkings ons kelder nie. Moenie dat die struikelblokke van die lewe jou onderkry nie. Dis nou alles nie ver van nie, maar hoe hoog jy kan terugkom, wat tel. Ons sien dit daagliks met ons skoolvriende. Hulle gee eenvoudig net te vinnig moed op. nee ek nie, as jy my in die rivier gooi, kom ek met 'n vis in my mond na bo. Daarom, vriende, durf ons nooit mislukkings vrees nie, want dit definieer jou. Dit gee jou verbeelding vlerke. En dit maak jou sterk. maak daarom net seker, jy hardloop met jou verbeelding weg, want dit is die enigste manier hoe ons sukses sal smaak. Hoe het Winston Churchill gesê? Sukses is nooit finaal nie. Mislukking is nooit fataal nie. Dis die moed om aan te hou wat tel. Daarom volstaan ons by ons standpunt. Struikelblokke Is daar om jou sterk te maak.